van God met u te kan deel, is regtig vir my 'n voorreg. En ek bid dat die Here sy woord sal seën vanmôre. Ek het in die week, terwyl ek in gesprek was met die Here, my bidtyd, het die Here my gepraat oor die saak van gehoorsaamheid. Baie dankie my vroukie. Die saak van gehoorsaamheid. Want jy weet dat die sleutel tot ons redding is gehoorsaamheid. Jy kan alles sê wat jy glo. Jy kan sê, ja, ek glo dit, ek glo Jezus het vir my gesterf aan die kruis van Golgotha, ek glo dit. Maar Jakobus sê, die tweede hoofstuk, dat die geloof sonder die werke is dood. Die werke van geloof is om te kan doen wat jy sê, jy glo. Om in gehoorsaamheid aan die woord van die Here te kan lewe. Dis 'n groot werk, en ek wil vir u sê, die prys van gehoorsaamheid is soms baie hoog. Maar hoor die prys van die gehoorsaamheid, hoe groter is die loon. Halleluja. Met die mense, ek het nog nie vir die hele kerk in die wêreld namens hulle praat nie, want ek ken hulle nie almal nie. Ek wil nie eens probeer nie. Maar ek het die idee, en ek so kyk nou op die internet, en ek kyk na predikers, en ek luister na wat gebeur, dan lyk dit vir my, asof Jesus nie meer die eerste plek in die kerk het nie. Geld, eer, en roem, en glorie. Ek kan verstaan, as daar 'n gemeente nou groei, en ek vertrou dat hierdie gemeente weer sal groei tot sy volle grootte, dat mens dalk 'n groter plek nodig het om die mense te kan huisves. Dan bou jy maar 'n groter plek. Maar ek persoonlik, nee, dit word opgeneem op die Facebook en op die YouTube. So ek sê dit met vrymoedigheid, die ou wat daarna luister daar buitekant, moet hom maar verlief neem daarmee. Maar ek sê dis werklik waar 'n afgryslike skande. As daar medebroers en susters gelowiges is, wat nie kos het om te eet nie, en ek gaan koop stene en staalramme en sinkdakke vir 15 miljoen rand. Om 'n mooi gebou op te sit met 'n kantore met flashy gordyne en matte. En daar buitekant, nie ver daar, sit gelowiges wat God aanbid, gered het genade. Dat is nie slim nie, dat is nie geleerdheid nie, dat is nie groot smart karre om mee rond te ry nie. Hulle soek net 'n stukkie brood. Maar daai soort van ou is in elk geval nie welkom in so 'n groot gemeente nie, want jy moet geld hê om daar te wees om te help betaal. Dis is so dit is, mense. Maar weet jy, gehoorsaamheid aan die Here bring hierdie goed ook te berde, want jy moet daarna kyk. As die woord van God sê, jy moet maar vir die armes sorg. En jy moet bid vir die wat probleme het, en bid vir die wat nie lekker regkom nie. En ek wil vanmôre nou nie al daai goed, ek dink ek moet nou ophou oor dit praat, net op praat ek te veel oor die dinge, en dan is ek in die moeilikheid. Ek wil so 'n bietjie met u praat, Hebreërs, die tweede hoofstuk, as u die Bybel oopmaak om saam te lees. Ek het op 'n tyd gedink, die mense sit hulle Facebook en kyk op die telefoon in die kerk, tot ook uit van die mense het hulle Bybel op die telefoon gelaai. Dan sit hulle 'n Bybel lees saam op die telefoon. Toe voel ek beter, hoor. Ek het gedink, heerlike die mense dink so min van my. Hulle sit in Facebook kyk terwyl ek preek. Dit lees hulle die Bybel. So Hebreërs, die tweede hoofstuk. Nou voel my dogter sommer beter, maar sy het ook 'n telefoon wat sê die Bybel lees hier voor. Prys die Here, ek is baie dankbaar vir my jongste dogter, wat altyd my kan help met die opnames, as ek hier so die woord bedien. Ek wil met u praat daar vanuit die 14de vers, en dan wil ek ook in die 5de hoofstuk, net die 8ste versie
lees. Kom lees dit eers saam met vanaf die 14de vers Hebreërs 2. Sy aangesien die kinders van vlees en bloed deelagtig is, het dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy die dood om tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, die duiwel, dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Die 8ste vers van die 5de hoofstuk. Hy sê, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Mense, dis kosbaar as mens dink dat Johannes die 1ste hoofstuk sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En alles het deur die woord ontstaan. In die 14de vers sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom wandel. Jesus, die woord van God, hy was die gezaghebbende, hy het ewen die gezag uitgespreek het, aan hom moes gehoorsaamheid kom, om uit daardie stand van sy hoogheiligheid uit te kom, en 'n mens te word, en dieselfde lyding deur te gaan, wat enige ander mens deurgaan, en nogtans gehoorsaam te bly aan die Here. Dit sê, hy het deur daardie lyding, het hy gehoorsaamheid geleer. Hy was nie gewoond om gehoorsaam te wees nie. Hy was gewoond as die woord van God. God het alles deur sy woord geskep, sê Johannes 1. Hier moet hy kom as 'n mens, en hy moet homself leer om gehoorsaam te word aan God die Vader, om net soos enige mens versoek te word, om net soos enige ander mens ook kwaad te word. En hy werk in 'n timmermanswinkel, saam met Josef. Ek dink hy het 'n paar keer sy duim raak geslaan. En partykeer miskien toe hy saag het hy dat sy vinger raak gesaag. Dit sê, heerlikheid man, dit mos nou nie lekker hierdie nie. Ek, die seun van God, moet hier by aarde, soos 'n arme drommel hier kom planke saag, en op mekaar spyker met 'n hamer, en dan sal ek my vinger ook nog raak. En mense dalk van, het 'n kas gebou, dan bring hulle vir my kas terug, gesê, die kas is skeef. En dan kyk jy ou so ding van self, ja, hoe kan jy beter kan doen, kom doen dit. Hy moes daai selfde goed moes hy deurgaan as 'n gewone mens. Hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nou wil ek vir u sê, broeder en suster, gehoorsaamheid is die kern van die kind van God se geloof. Gehoorsaamheid aan die Here, gehoorsaamheid aan die woord, en gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees. Ek het nou 'n paar Sondae met u 'n paar dinge belangrik gepraat, so dat hulle in mekaar inpas. Ek het dit nie besef nie, eers toe ek agterna op die YouTube kyk, toe sien ek maar, die Here het my toe gelei om sekere dinge op die regte plek te kan preek en u toe kom deel. Die eerste maar, hoekom het Jesus moes kom? Dat ek moet verstaan, hoe was dit nodig dat Jesus moes kom? Hoekom het hy gekom? Hoe het God die Vader die pad gevat om hom hier te kry? Hoekom moes mense gedoop word met die Heilige Gees? Wat is die doel van die gawes van die Heilige Gees in die bedieninge? En so het die Here ons gelei, en vanmôre wil ek met u kom praat oor al daai dinge saam te vat in gehoorsaamheid. Want weet jy wat? U mag daar met my verskil. Hier is die een persoon in hierdie plek vanmôre, my ingesluit, wat nog nie een of ander tyd ongehoorsaam was aan die Here se wil nie. En weet jy, dit is seker die grootste swak plek in die kerkewêreld vandag, is ongehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees.
is so, daar's baie dinge wat in die kerkewêreld gebeur, wat maak dat mense nie baie van Pinkster hou nie. Want jy kry mense wat die gawes van die Heilige Gees misbruik of wil valslik gebruik om eer te kry by die gemeente. Te profeteer, van tale te praat en uitleg van tale. Dit is so maklik om dit na te maak, want niemand kan met jou stry nie. Jy praat in 'n taal. Dit dalk nie eens die Heilige Gees nie. Sê hulle, wat as jy is die Heilige Gees met die taal gegee? Wie gaan met jou stry? Hoe gaan hulle met jou kan stry? Maar daardie dinge wat so maklik is om na te maak, het gemaak dat baie mense hulle rug op Pinkster gedraai het hoor. Mense wat ek van weet, mense wat ek persoonlik ken. Wat hulle rug draai op Pinkster as gevolg van die ongeregtigheid van valslike dinge. Want nou broer, ek wil vir jou sê, my suster, om gehoorsaam te wees aan die Here is nie altyd die maklikste ding om te doen nie. Is nie maklik nie. Ek wil nou vir u ietsie vertel, ek het nie gedink om dit te doen nie, maar ek wil dit vir u vertel. Ek dink ek het dit al vir u gesê. En ek sê dit nie om te spog nie, maar ek wil vir u sê, ek het geleer om 'n prys te betaal om gehoorsaam te wees aan die Here. My eerste gemeente was by die Pinkster Protestante Kerk in Sasolburg. Ons het daar gelaat met 3 kinders, en daar's 2 van hulle toe agterna 2 kinders bygekom daar, Eunice en Chantel wat hier sit. Ons het die gemeente gekry met so 25, 30 lidmate, groot oortrokke bankrekening, en ek en my oorlede vrou met alle ywer gewerk, ons het gebid, eerlikheid, ons het gebid, daai tyd, gevas, en tyd gebid, en na 3 jaar, toe die gemeente nou vol, daai eerste jaar het ek 72 mense gedoop, en ons gedoop in die Heilige Gees, want ons het gebid, en God vertrou vir die dinge. En op 'n dag sê die Here vir my, gaan Middelburg toe en daar sal ek jou seën. Nou bel ek die pastoor van Middelburg, so Henry, gaan jy beroeppad? Hy sê, nee, Kaatjie, ek bly lekker hier in Middelburg. Ek sê, gaan jy aftree? Hy sê, nee, ek is nog te jonk. En wat moet ek nou maak? Die Here sê ek in Middelburg toe gaan, dan gaan my nie beroep nie. As ek wil gehoorsaam wees, toe bedank ek die kerk. En ek trek Middelburg toe. Daar's nie 'n gemeente wat my beroep nie, daar's nie 'n salaris wat wag nie. Hierdie dogtertjie wat hier voor sit was 3 maande oud. En Eunice was 1 jaar en 6 maande oud, al dra nog doeke. Lodina Black Label. Ons gaan bly in Kanonkop. Die rooiste grond, daai doeke heeft net 1 week wit, daarna lyk dit soos 'n lokasie, doeke wat daar hang, sulke brein is. Maar weet jy wat? God is getrou. As jy gehoorsaam is, sorg die Here vir jou. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Baie keer sit ons in krisisse. Dan sê Here, wanneer gaan jy my help? Dan is die krisis die loon van jou ongehoorsaamheid. Jou krisis wat jy in lewe is baie keer die vrug van jou ongehoorsaamheid. Maar weet jy, Jesus loop jy op die aarde in die stofstrate daar in Jerusalem, ons nie teer paaie daai tyd nie. In Matteus 26 vers 39. Het 'n bietjie verder gegaan, op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy het geweet wat wag vir hom. Hulle gaan hom pynig, hulle gaan hom met 'n kat slaan, hulle gaan hom stukke slaan, hulle gaan hom kruisig, hulle gaan hom tot in die dood in laat hang daar. Hy gaan sonde word vir die wêreld, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Hy het dit geweet, maar hy sê, Vader, ek is bang vir dit, Vader, ek is bang vir dit, maar nogtans ek sal gaan, as U sê ek moet gaan, dan gaan ek. Ek wonder wie van ons sal dit kan regkry, om so getrou te kan bly, en gehoorsaam te kan bly in die roeping van die Here. Ek wonder wie van ons, ek weet nie, ek dit sal regkry nie. Miskien moet die Here ons maar 'n slag en net 'n bietjie toets en kyk. Pastoor, liefste nie hoor. Nee, pastoor, moenie sulke goed praat nie. Ek wil nie getoets word nie. Ek word dalk te lig gevind en ek is dalk te lig in die broek om die werk te doen wat die Here my gee om te doen. Johannes 8 vers 28.
En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En dit myself doen ek niks, maar wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Dan sê in Johannes 15 vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Die gebooie wat Jesus bevoorlaat is nie die 10 Commandments nie, is nie die wet van Moses nie. Ons is nie meer in daardie dispensasie van die volk van die Here nie. Ons is heidene wat gered is deur genade. Ons word gelei deur die Heilige Gees en geleer deur die woord van God en geleer deur die Heilige Gees. Maar weet jy wat? Jy is ongehoorsaam baie keer, want niemand weet dit nie. Solank dit jou geheim is dit alright, hy stil, niemand weet van jou ongehoorsaamheid nie. As jy die kerk op sê, prys die Here, halleluja. Maar ongehoorsaam. Weet jy dat ongehoorsaamheid in 'n huisgesin is seker die grootste krisis vir 'n ouer. As jy kinders het wat ongehoorsaam is, dat dwing jou om te gaan bid. Jy moet gedurig in gebed hulle dra en vermaan, en baie keer moet jy hulle teen die wet in hulle pak slaag gee, vir ongehoorsaamheid. Maar die grootste vreugde in 'n huis, as jy kinders het, wat gehoorsaam is. Ek dink dis dieselfde met God die Vader. As hy kan mense kry wat gehoorsaam is, nie gehoorsaam aan die kerk se ordonnansies nie gehoorsaam aan die kerk se leerstellings nie gehoorsaam aan die pastoor se woorde wat hy sê jy moet dit doen nie, maar gehoorsaam aan die stem van die Here, gehoorsaam aan die Heilige Gees. Mense, daar lê 'n sleutel vir oorwinning in hierdie gemeente. As ons in hierdie gemeente kan begin gehoorsaam word aan die stem van die Here. Kan jy met ietsie, sommer ietsie ingooi, ek dit nou nie is gedink om te sê nie. Jesus sê, gaan dan heen, verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom. En dis seker die een opdrag waaraan die kerk van die Here Jesus die meeste ongehoorsaamheid aan betoon. Want niemand wil dit doen nie. Ja, pastoor, ek ken nie die Bybel soos jy nie. Ek kan nie 'n siel wen vir die Here nie. As jy hulp nodig het, ek het 'n kursus opgestel. Ek sê vir jou alles klaar tik en print by die huis. Ek gee nie om nie, wat dit kos nie. Ek sal vir jou gee. Dat ons net ernstig begin gehoorsaam word in daardie eerste opdrag. Weet jy, as hierdie gemeente in gehoorsaamheid kom, en ons kan net volgende week onsself verdubbel. Bring dit iemand saam wat 'n sondaar was. Al kry jy hom nie vir die Here gewen nie, bring hom net saam kerk toe. Kom saam man, kom net saam. En vertrou die Gees van die Here om met hom te werk. Want dit is die Gees van die Here wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Is nie die prediker nie. Is die Heilige Gees wat die oortuigingswerk doen. Bring hom dan net saam, sê kom, ek gaan saam met my, is Kersfees, of daar is die Kersfees, jy moet saam gaan kerk toe. Bring hom net saam. Kyk, nou is daar nie een amen hier nie, my broer, hoor. Die amens is nou maar skars. Ja, pastoor, ek ken nie so baie mense soos jy nie. Die mense wat ek ken is ongelukkig klaar gered. Ek moet 'n sondaar gebring dan. Miskien moet ek iemand saambring kerk toe. Ek moet maar mooi praat nou. So ek op dun ys hierso. Mense, wie sê die woord? Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil van die Vader doen, die Vader wat in die hemele is. En wat noem julle my Here, Here, Lukas 6:46. En doen nie wat ek sê nie. Wat noem julle my Here, Here? En hulle doen nie wat ek vir julle sê nie. Dierbaar as ek wil vanmôre vra. Kan ons nie vanmôre besluit neem in hierdie gemeente nie? Sê Here,
Ons wil nie ons beter ag as ander gemeentes nie. Daar's dierbare kinders van die Here in die ander gemeentes, wonderbare kinders van die Here. Maar Here, dat ons gemeente dan die een gemeente wees wat leer om gehoorsaam te word aan God se wil. Is daar iemand wat daarvoor net jou hand opsteek en sê, pastoor, ek stem saam met dit. Ek wil daardie een wees. Ek wil gehoorsaam word aan die stem van die Here. Ek wil gehoorsaam word aan dit wat God vir my gee om te doen. Vir baie mense is die stem van die Heilige Gees net oor hoeveel geld moet hulle gee vir die kerk. Weet jy, ek sou wat wil gee om in 'n kerk te wees waar daar nooit geld gevra word nie, waar daar nie geld nodig is nie. Ongelukkig het kerkgeboue geld nodig, want hulle moet die kerkgebou onderhou. Daar moet krag betaal word, die dakke moet reggemaak word. Hierdie kort 'n bietjie verf, so by the way, broer Johan, hoor, jy moet 'n bietjie kyk. Die kerk se dak moet geverf word, jy moet geld kry. Nee, ek vra nie overhande nou nie, hoor, moet jy verkeerd verstaan. Maar ek sal graag by 'n plek wil kom waar geld glad nie 'n faktor is nie, maar waar mense die faktor word. Waar die liefde van God die faktor sal word. Wat mekaar kan dra in die gees, in gebed, en mekaar kan ondersteun. Dit sal wonderlik wees om in so 'n gemeente te kan kom, nee. Maar die oomblik as 'n gemeente 'n kerk gebou het, daar's 'n overhande kas, jy gooi maar daarin. Hulle gebruik dit vir daardie redes. En ek is nou bykans klaar gepraat. Maar ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak. Nie hoor om te sê, wie gaan vanmôre R1000 gee nie. Of wie gee 500.000, of wie gee 10 nie. Niks daarmee te doen nie. Ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak en sê, ek weet, u is kind van die Here, ek glo dit, ek aanvaar dit. Ek wil 'n uitnodiging maak en vanmôre sê, wie van u wil vanmôre sê, Here, ek gee my lewe vir u. Ek gee my lewe vir die Here. Gebruik my net soos u wil, waar u wil, wanneer u my nodig het. Moenie dink God gebruik net iemand omdat hy 'n prediker is nie. Daar's baie keer mense wat nooit in 'n lewe sal kan preek nie, wat meer deur God gebruik word om iemand buitekant die kerk te bereik, as wat 'n prediker ooit kan dink om te bereik. En ek maak 'n uitnodiging, en ek wil hê as jy dit aanvaar vanmôre, ek wil hê jy moet hier voor kom staan. Dit maak dit niks beter as jy voor staan nie, maar ek wil graag my hand op jou lê en vir jou bid vanmôre. Is daar iemand wat sê, pastoor, die Here hoor my. Here, ek gee vanmôre my lewe aan u. Kom staan hier saam met my hier voor. Ek gaan daar staan. Ek gee my lewe oor aan die Here vanmôre. Dat ons vanmôre mekaar begin bid. Ons gaan mekaar hande vat en mekaar om die lyf vat en mekaar begin vir mekaar bid. Vir mekaar begin bid. Dat ons sê, Here, ons word nou een.